Right, dit is die laaste Woensdag van Mei. 1922. 2025, die laaste Woensdag van Mei. Ons is al amper halfpad in die jaar af. Ek is so bly vir een en elkeen van ons wat hier so is. Dankie dat julle die koue trotseer en julle hier kom sit, want weet julle, dit is van by verre by die beste plek om te sit en dit is aan die voete van Jesus Christus. Die vraag waarmee ek vanaand wil begin is: wie het al onvrymoedig gevoel as hulle begin bid? Daar's 'n hand, daar's 'n hand, daar's 'n hand, okay. Omtrent almal. Okay, nou ek wil vanaand oor geestelike vrymoedigheid praat. En hierdie woord het gebroei. En hy het stukkies bygekry, so as ek nie heeltemal samehangend is nie, stop my en sê verduidelik of wat ook al voordat ons aangaan. Confidence. Nee. Let us then go to the throne of God with confidence. Nee. En dis juist die vers hier in Hebreërs wat sê terwyl ons dan vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan. Nou waar hierdie ding in die eerste plek in my kop begin vasslaan het en die Heilige Gees my aandag op 'n ding gevestig het, is toe ons by die laaste lering oor ligselle en wat not so vinnige lering gekry het by Pastor François oor die model van gebed geskoei op die tabernakel. Jy weet, die Onse Vader is 'n model gebed. Jesus het gesê toe hulle sê, Here, leer ons bid, want hulle het saam met hom gewandel, hulle het gehoor hoe hy bid, hulle het gehoor hoe hy in sy tent bid, hulle het gehoor hoe hy in gebed met God verkeer, en hulle het envy. Hulle het gesê, yes, ons wens ons kan so bid. Jy weet, baie keer dan sit jy en dan hoor jy nou oorlede pastoor Albert Brooks. Yes, daai ou kon bid. Hy het my in die hemel ingebid. Menige kere, as daai ou Sondagoggend, as ons klaar geprys en worship het begin bid het, kon jy gevoel het die gees van die Here is hierso. Nee, hy het regtig, hy was 'n bidder en murg en been en ek sal die Here hom weer daarvoor. Maar jy weet, baie keer dan luister mense sulke mense en dan sê jy, "O, Here, ek wens ek kan so bid." En dan kom ons in 'n situasie en ons wil bid, en as jy wil gaan bid, dan voel jy, "Ja, maar hier is 'n ceiling tussen my en God en ek is onvrymoedig en ek jy weet, en so water jou gebedslewe af." En nou is die vraag, hierdie skrifgie wat ek nou net gelees het in Hebreërs 10 sê, terwyl ons dan vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan. Nou, hy verwys hier na die tabernakel en na die tempel. Paulus skryf hier aan die Hebreërs. Wie is die Hebreërs? Die Hebreërs is wie? Wie kan vir my sê, wie is die Hebreërs? Die Jode onder die Jode. Dis die ouens wat tradisioneel go by the book. En nou skryf hy vir hulle. Wie was Abraham? Toe die Here Abraham roep hy 'n Hebreër, nie 'n Israeliet nie. Hy is 'n Hebreër. In baie plekke in die Ou Testament lees ons dat ander volke gesê het, wie is hierdie Hebreërs? Nee, wat die nageslag van Abraham is. So net so 'n bietjie background oor Hebreër. Ek gaan nou nie daaroor uitwy nie, dit het nie vanaand enige doel in hierdie geselsie nie. Hierdie geselsie gaan oor vrymoedigheid. Maar hy praat hier met ouens wat die ins en outs ken. En hy skryf vir hulle in die Hebreërboek en hy sê vir hulle, ons het vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan. Hey, dis nie elke ou wat in die heiligdom kan ingaan nie. As ons die model vat van die tabernakel, wat baie kleiner in postuur is as die tempel. Nee, die tempel was 30 meter hoog en breed en lank en indrukwekkend met 2 vreeslike pilare, Boas en wie? Jachim, wat ek al? Daai 2 pilare wat daar staan, dit was 'n indrukwekkende plek gewees. Die tabernakel was baie meer eenvoudig. Maar wat interessant is,
Die tabernakel se uitleg bestaan in die hemel, want die woord van die Here sê vir ons die tabernakel staan in die hemel. Nee, as ons op Openbaring kyk. En nou kom die Here Jesus, ag nee die Here Jesus nie, nou kom die Here God Almagtig en hy kom op die berg en kom praat met Moses en hy sê vir Moses, bou vir my 'n tabernakel. En hy gee vir hom die presiese voorskrifte van die tabernakel. So lank dit, daar dit, en hy sê vir hom agterna, hy sê, presies volgens die plan wat ek vir jou gewys het. God het vir Moses die hele plan van die tabernakel met sy hele uitleg en sy dimensies gegee, soos het ons by die kantoor bou en ons het planne wat opgetrek is deur argitekte en dit is ingeteken hoe lank en hoe hoog is hierdie venster en hoe breed is dit en daar's byskrifte en fynskrifte en 6 bladsye en 'n ou raak heeltemal die mekaar en op die einde van die dag is dit net om seker te maak dat jy bou daai huis volgens spek, volgens spesifikasies. En dis presies wat God met Moses gedoen het om gesê, hier is 'n tabernakel. En nou kom die Here en hy sê, julle liggame is die tabernakel, geestelik. So jou liggaam, volgens God, het presies dieselfde speks. En nou moet 'n mens nou gaan kyk. Nou goed, yes, die hele doel wat Pastor François het is om te sê, as jy bid in jou gebedslewe, en ons moet vir die huiskerkmense sê, om die tabernakel gebed te bid, ek gaan dit nie vanaand hanteer nie, ek wil eers kom by belangrike konsepte rondom dit, voordat ons by daai gebed kom, want anders gaan ons daai gebed se kragtigheid mis. En ek moet vir jou sê, as jy deur die tabernakel gebed gaan jy 'n uur en 'n half, 2 ure bid, voordat jy nog by jou Bybelstudie kom. Maar nou goed, die groot ding hier is, die tabernakel is 'n kleiner weergawe van die tempel en hy het dieselfde komponente, hy het 'n outer court, dan het hy 'n gebou wat uit 2 dele uit bestaan, of 'n struktuur wat uit 2 gedeeltes bestaan. Die eerste gedeelte is die heiligdom en die tweede gedeelte is die allerheiligste. En dit is wat geskei was deur die voorhangsel. En dan was daar sekere goeders in die outer court en daar was goeders in die heiligdom en daar was goeders in die allerheiligste. En dit is, ek het vir julle dit geprint. Ons gaan, ek sal dit so vir die ouens wys dat hulle kan sien. Ons het hierdie goeders geprint dat die ouens daarna kan kyk. Net om die uitleg te kry oor presies waarvan ons praat. Maar ek gaan nie vanaand oor alles praat nie. Ek gaan een spesifieke ding uitlig as ek daarby kom, as die Here se Gees ons so lei. Né? Nou, die groot ding hier is, en ek kom nou terug na Hebreërs. Paulus sê hierso, ons het vrymoedigheid nou om in die heiligdom in te gaan. Nie die allerheiligdom nie, die heiligdom. So ek kan nou al in die gebou ingaan. Nou as jy nou die hele Bybel gaan vat, dan en ek het dit vir julle hier aangehaal, hy sê 'n skrifgie ook in Hebreërs 10, wat sê, wag, ekskuus, dat ek net die regte versie kry. Wat sê ja. Ekskuus, ek soek dit nou net vinnig hier sodat ek net kan sê waar dit is. Ek het dit hier in my notas. As dit ek gaan nou nie dit aflees nie. Dis hier, julle sal dit kry. Hebreërs 10 vers 1. Want die wet, en waar kom hierdie goeters uit? Daar was nou wettiese voorskrifte wat hiermee gepaard gegaan het. Hoe moet die priester se klere lyk? Hoe moet die priesters wees? Hoe moet die hoofpriester lyk? Wat mag hier gebeur? Wat moet daar gebeur? Die voorskrifte omtrent die altaar, die voorskrifte omtrent die koper waskom, die voorwerpe binne in die tabernakel, en dan is daar reinigingsvoorskrifte. En nou wil ek vir julle sê, en dit is een van die goeders wat julle vanaand kan highlight, en dit is reinheid. Niks wat onrein is, kan in God se teenwoordigheid kom nie. Nee? En daarom het die volk ingekom, die Israeliete het ingekom deur die hek, in die outer court in, want hulle het op die bruisenaltaar of op die koperaltaar of bronsaltaar kom offers bring. Daar het hulle nou gekom en hulle het sondeoffers gebring, hulle het
het spysoffers gebring, hulle het drankoffers gebring, hulle het verskillende offers gehad vir in die voorskrifte wat ons in die Ou Testament kry, al die verskillende offers wat hulle moet bring. Snaaks genoeg as jy kyk na die opskrif in die nuwe vertaling, die nuwe Afrikaanse vertaling by Hebreërs 10, dan is die opskrif die Ou Verbond se offers, of die offers van die Ou Verbond. En hy verwys na die offers waarvan ons praat, wat hier alles moet gebeur, en alles het gaan oor reinheid. En daarom het hy gesê, die volk, die Israeliete, kan nie in die tabernakel inkom nie. Hulle kan in die outer court inkom. Maar net die priesters mag ingegaan het in die heiligdom. En dan die hoëpriester mag eenmal 'n jaar ingegaan het in die allerheiligdom en daar boetedoening gedoen het en atonement gedoen het vir die sonde van die volk en van homself en almal. Deur die bloed wat hy ingevat het. So julle ken dit, tot vervelings toe is dit al deurgetrap en so. Ek wil net sê, die priester is die enigste ou wat hier kon ingaan. Nou is die vraag, maar wat het aan die kruis gebeur? Wat het aan die kruis van Golgotha gebeur? Toe Christus aan die kruis van Golgotha gebeur het, daar 7 goeters gebeur. Aardbewing en die rotse het geskeur ensovoorts, maar een van hulle was die voorhangsel het geskeur van bo tot onder. Wat die skeiding tussen die heiligdom en die allerheiligste weggevat het. OK. Ons is nog steeds in die heiligdom. Ons het nog steeds die allerheiligste, maar in plaas van net die hoëpriester kon inkom voor die genade troon, het ons nou vrye toegang tot God en om voor sy genade troon te kom, omdat die voorhangsel geskeur het. But that does not detract from the fact dat ons kan nie dit doen as ons nie rein is nie. Nou is die vraag, en nou kom ek terug na wat ek gesê het, wie het al gebid en dan voel jy onvrymoedig? Wie hoekom? Want die eerste ding wat die duiwel doen is jy op jou knie gaan staan om te bid, en hy sê vir jou, hey, onthou nou, jy's nou nie so engeltjie nie. Jy doen 'n klomp goeders wat nie reg is nie. Jy moet nou eers 'n lang ry van belydenisse doen en sondebelydenis doen voordat jy in die teenwoordigheid van die Here kan ingaan, want jy's onrein. Want ons weet sonde maak onrein. Nee. Enigiemand wat sondig is onrein. Sonde is nie die enigste ding wat onrein maak nie. Daar's baie goeders wat kon onrein gemaak het. Iemand kon aan 'n lijk gevat het, dit sou hom onrein gemaak het. Iemand kon 'n velsiekte gehad het en dit hom onrein gemaak. Iemand kan malaats gewees het, dit het hom onrein gemaak. Enigiets wat daar is, wat nie volgens God se voorskrifte gewees het nie, het later geëquate as dinge wat onrein is. Daarom is daar ook deur die Jode sekere diere wat hulle nie mag geëet het nie, want dis onrein diere. Want God het vir hulle voorskrifte gegee en gesê, hulle mag nie hierdie eet nie, hulle mag nie hierdie eet nie, mag nie prons eet nie, hulle mag toevallig nie prons geëet het nie, enigiets wat op die bodem van die see rondgekruip het, mag hulle nie geëet het nie. So prons was uit. OK? Ek dink nie daar was baie prons daar nie, maar in elk geval. Dan het hulle ook nie varkvleis geëet nie, want dit was 'n onrein dier. Nee? En so was daar voorskrifte ook oor goeders wat jy mag geëet het en nie mag geëet het nie, ensovoorts. Ek gaan nie daarby stil staan nie. Dis alles goeders wat as jy dit sou gebruik het of sou gedoen het, sou dit jou onrein gemaak het. Nee? Een simpel eenvoudige voorbeeld, as 'n man en 'n vrou gemeenskap gehad het, is hulle albei onrein. Tot die volgende dag toe. Maar dan moet hulle ook in die aand hulle self bad. En dan is hulle rein die volgende dag. Maar vandat hulle gemeenskap gehad het, totdat hulle self gaan reinig het, tot die volgende dag waar die son opkom, was hulle onrein. Nee. En nou weet ons, jy mag niks aangeraak het wat onrein is nie, en as jy iets aangeraak het wat onrein is, dan het dit jou onrein gemaak, ensovoorts, en dit was nou maar hoe die Jode geglo het. Nou is die vraag, en ek gaan nou gou gespring na 'n ander versie in Hebreërs, want dan gaan julle verstaan waaroor dit gaan. Hebreërs 10, ek het net gesê, Hebreërs 10 vers 1, né? As julle kyk na Hebreërs 10 vers 1, dan sê hy, want die wet, met al hierdie voorskrifte, oor reinheid en onreinheid ensovoorts, wat 'n skaduwee het van die toekomstige gewelddade. Wil julle nou mooi luister.
Hierdie is die ou vertaling nie moeilik hier, en ons vat hom eerste. Nie die beeld self van hierdie dinge nie. So dis nie presies 'n afdrukstempel wat geestelik in ons lewe gebeur, of die weldaad, die toekomstige weldaade waarvan hy hier praat nie. Hy sê dit is net 'n skadubeeld daarvan. Né? Maar dit verwys heen na waar ons vandag is, in 'n geestesdimensie. Dis waaroor dit gaan. Ons deel hier met die geesteswêreld. Ons praat van ons is wederbaar nie uit die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit gees en uit God gebore. Dis hoekom ons wedergebore is. Want dis hoekom Jesus Christus sê, as julle nie uit water en gees gebore is nie, sal julle die koninkryk nie sien nie. En dis waaroor dit gaan. Ek moet in die geestelike dimensie begin inkom, en dan werk al hierdie vleeslike goedjies en rituele nie meer nie. So ek moet uitvind wat hierdie skadubeeld vir my beteken geestelik. En hoekom dit vir my vanaand belangrik is om daaroor te praat. En die belangrikheid waaroor dit gaan is, hoe kan ek met vrymoedigheid, want dis die versie wat ek gelees het, ons het vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan. Ek het nou vrymoedigheid om in te gaan, heel eerste in hierdie deel, want dis waarvan hy praat, die eerste deel, die holy place of die heiligdom, waar daar hoofsaaklik 3 items was. Daar was die goue kandelaar, die 7 lampe, en die goue kandelaar, wat hulle die menorah noem, en dan was daar die tafel met die toonbrode, waar daar 12 toonbrode op was, wat net deur die priesters geëet mag geword het, as dit geruil word, en dan was daar die altaar van incense, of die wierookaltaar. Nou ek wil vreeslik graag vanaand by die wierookaltaar kom, want dis 'n kardinale, dis waaroor dit vanaand vir my gaan, oor die vrymoedigheid. Nee, want nou weet ons, en ons het nou al hier in die huiskerk gepraat, oor Openbaring wat gesê het, in Openbaring sê die woord van die Here, en daar is 'n kom waarin die wierook, die gebede van die heiliges, wat soos wierook voor God se aangesig gekom het, opgevang is, wat voor sy aangesig verskyn. En nou weet ons, hulle bring gebed en gebede wat by God uitkom, in synoniem met die incense wat gebrand word, wat voor die aangesig van die Here styg. Nee, die incense het gestaan, net voor, nou daar's 2 skole tussen die Jode oor waar dit gestaan het. Hierdie wierookaltaar, die een klomp sê, as jy ingekom het, het jy die wierookaltaar gekry, in lyn met die voorhangsel en die ark van die getuienis wat agter die voorhangsel is, almal in lyn met mekaar. En dan het jy die kandelare gehad, en jy die toonbrode gehad, maar dan is daar die ander eens wat sê, nee, die wierookaltaar het gestaan net voor die voorhangsel. Jy het eers die toonbrode en die kandelare gekry, en dan het jy die wierookaltaar gekry, en dan het jy die voorhangsel gekry, en reg agter die voorhangsel het jy in die allerheiligste het jy die ark van getuienis gehad, met die genade troon, of die mercy seat, waar God vir Moses uitdruklik gesê het, daar sal ek met jou praat, daar sal ek met julle praat, en vir julle my wil bekend maak. Nee, So hierdie incense altaar was 'n altaar. Hy het horings gehad soos 'n altaar, waarop jy 'n offer kan vasmaak om te offer, maar dit was uitsluitlik vir wierook. En God het 'n spesifieke voorskrif gegee van hoe daai, net soos wat hy die salfolie se resep gegee het, het hy die wierook se resep gegee. Naaltjies en sekere speserye wat in poeier fyn gedruk moes geword het, en dan op die altaar op die kole gebrand moes geword het. Nou, ek weet nie of julle kan onthou nie, die 2 seuns van nee, nie van Aaron nie, van Eli. Nee? Wat hulle gaan, kom ons, die 2 seuns van Aaron, ekskuus, ja. Die 2 seuns van Aaron het gegaan, en hulle het sommer kole gemaak van hulle eie vuur, en toe kom hulle met wierookpanne. En hulle gaan na die wierookaltaar toe, en hulle wil toe op daai vreemde vuur, wat nie van God afkom nie, offer. Nou laat ek net vir julle verduidelik. Die priesters wat ingegaan het om diens te doen in die tabernakel en in die tempel,
moes gekom het en van die kole, die vuur met ander woorde, wat op die sacrificial altaar was, waar hulle voor in die voorhof geoffer het, sondeoffers, brandoffers, maaltydoffers, spysoffers, drankoffers, daai vuur was deur God aangesteek. Wanneer hulle gekom het en al die voorskrifte gevolg het die Here vuur uit die hemel laat gekom om daai vuur aan te steek. En dan moes die priesters daai vuur aan die gang gehou het. En dan moes hulle van daai vuur gevat het. En hulle moes dit gevat het om op die wierookaltaar te sit, omdat dit dan die vuur is wat deur God aangesteek is, wat die wierook verbrand en die geur veroorsaak en die rook laat opstyg in die heiligdom en dan ook wat deurtrek in die allerheiligdom in, né? Wat vir ons daarop dui prayer and worship. Ja. Né? Dis wat dit eintlik vir ons beteken. Maar nou was daar 'n verskriklike ritueel vir die ouens om rein te wees voordat hulle in hierdie ding kan inkom. Elke priester wat hier moes inkom, moes homself bad. Dan moes hy skoon klere aangetrek het dat geen vlek of rimpel op het nie. Dan moet hy voor dit moet hy sy hele lyf kaal skeer. Daar mag nie 'n haar op hom wees nie, nie 'n ooghaar nie. Geen haar nie. Hy moes al sy hare afgeskeer het. Dan moes hy daai klere aangetrek het. Dan moes hulle hom eers met bloed besprinkel het en daarna met olie besprinkel het om hom te wy en dan kon hy as gewyde priester ingegaan het in die heiligdom in. Dis hoe jy in die heiligdom inkom. Nou kom ons apostel van die heidene Paulus en hy sê vir ons in Hebreërs, ons broers het 'n vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan. Hey, maar wag 'n bietjie, ons is almal sondig. Sê 1 Johannes 1 nie vir ons, almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God nie. En as iemand kom en sê hy het geen sonde nie, dan is hy 'n leienaar en is daar geen waarheid in hom nie. Petrus sê dieselfde, Jakobus sê dieselfde. Daar's hoeveel plekke waar ons weet jy wat, ons is mense, ons maak foute, ons doen sekere goeders en dit bring ons in 'n staat van onreinheid. So nou is die vraag, okay, maar as ek wil in die teenwoordigheid van God inkom, en ek wil by ware aanbidding uitkom, want dan is dit vir my nou 'n interessante ding, wat ek nou hierso wil vir julle, want ons het vrymoedigheid om in te gaan, maar ek gaan nou sê, hoekom het ons vrymoedigheid, maar as ek daarby wil inkom, as ek wil inkom in die teenwoordigheid van die Here in, en selfs in die allerheiligste teenwoordigheid van God in te kom, omdat die voorhangsel geskeur is, en ons nou op hierdie stadium die vrymoedigheid het om na God toe te gaan. Kan ek nou op hierdie stadium van die geveg, okay, vir een of ander rede het ons 'n tegniese glitch hier so gehad, maar ons het hom vinnig uitgesort en ons gaan aan. Ek weet nie waar het hy gestop nie, maar ek het gesê die woord vir heilig, waarvan Christus praat van julle moet heilig wees, want ek is heilig, is dieselfde betekenis vir die woord rein. Nee. Nou goed, kom ons kom nou by die Nuwe Testament. Nuwe Testament het al hierdie goeders vervul. Want Jesus Christus was die volmaakte offer. Nee, hy het eenmalig gesterf en hy het al hierdie goeders in volvoer in volkome vervul, as ek die regte woord kan gebruik. Nee, deur sy kruisdood. Nee. Nou ek het hier iewers in my notas het ek 'n versie gesit en ek gaan nie nou rondspring nie want ek weet nou nie hoeveel tyd het ek nou al gebruik en hoeveel bly oor nie. Maar daar's 'n versie en hy is in my notas, julle kan maar kyk wat sê reiniging kon net plaasvind deur bloed. Nee, reiniging het gepaard gegaan met bloedvergieting. Daar kon nie reiniging van sonde en reiniging van onreinheid gebeur het as daar nie bloed was nie. Nee. Meeste van die tyd moes hulle 'n offer bring wat gepaard gegaan het met bloed wat verspil is. En so het Christus eenmalig deur sy bloed te gee die volmaakte offer geword wat ons rein verklaar het. Daar's natuurlik 'n kwalifikasie en ek gaan dit nou vir julle lees. Die versie sê uitdruklik:
Die bloed het ons gereinig. Ons wat deur die Here eenkant gesit is of uitverkies is vir sy koninkryk. En dis natuurlik hulle wat die Seun Jesus Christus aangeneem het as hulle saligmaker. Ons weet hierdie goeters. Dit het ons menige male hier deurgetrap. Nou goed, Nuwe Testament, Handelinge 11:9. En die stem het nou laat ek net hierso vertel waaroor dit gaan hier. In hierdie gedeelte is Petrus in die aand besig om te slaap en die Here gee vir hom 'n gesig en hy wys vir hom 'n doek wat uit die hemel uit neerdal met 'n klomp diere op. Ja. Al die kruipende diere en hy sê vir Petrus, slag en eet. En Petrus sê nee, Here, ek kan nie slag en eet nie, want daar's onrein diere. En ek sal nooit aan 'n onrein dier slag of eet nie. En 'n tweede keer kom die gesig en die Here sê weer vir hom slag en eet en hy sê Here, ek kan nie. En 'n derde keer kom die gesig en die Here sê vir Petrus slag en eet en Petrus sê nee, ek kan nie slag en eet nie. En God sê vir Petrus, slag en eet, want wat ek rein gemaak het, kan geen mens onrein verklaar nie. Okay, nou dit is die agtergrond van hierdie versie in Handelinge 11:9. Die stem in die tweede keer uit die hemel gekom en gesê, wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. Kolossense 2:16, laat niemand julle dan oordeel in spys of drank of met betrekking tot fees of nuwe maan of sabbat, nie wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. Al daai goed, die sabbatse onderhoudings, die offers, die reinigingsprosesse was net 'n skaduwee van die toekomstige dinge waar ons nou geestelik na kyk. Nee. Kolossense 2:20, en as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insettinge van mense, soos raak nie, smaak nie en roer nie aan nie. Kolossense 2:22, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan volgens die gebooie en leringe van mense en nie van God nie. 1 Petrus 1:15, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig wees. Hoe word ek heilig? Daar is die vraag. Kyk wat sê Jakobus 4:8, nader tot God en hy sal tot julle nader, reinig julle hande. Met ander woorde, maak julle handel, maak dit wat julle doen, welgevallig voor die oë van die Here. Hou op om dinge te doen wat nie vir God welgevallig is nie. Jy weet, en dis hoekom ons die Heilige Gees gekry het. Die Heilige Gees leer en lei ons in al die waarheid en hy sê vir jou, moenie dit doen nie. Dit is nie iets wat God behaag nie. Lê dit neer, skuif dit eenkant toe, reinig jouself en so help die Gees ons om te reinig. Ek gaan nou langer daaroor uitbrei. Openbaring 22, wat wie onreg doen, laat hom meer onreg doen en wie vuil is, laat hom nog vuiler word en laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige of reine nog heiliger of reiner word. Hebreërs 10:28, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein ag en die gees van genade smaad? Nee. Wat hy hierso sê is, as ons opsetlik aanhou om te sondig, dan vertrap ons die bloed van Christus. En dan smaad ons die Heilige Gees. En dan moet ons niks anders te verwag as 'n swaarder straf, as iemand wat die wette van Moses nie nagekom het. En dis wat hy vir ons probeer sê, daar's geestelike dinge wat in plek gekom het nadat Christus vir ons aan die kruis gesterf het. Maar ek wil by die reinheid uitkom. Nee. Markus 7:18 en hy sê vir hulle, as julle sonder verstand, begryp julle nie dat alles wat van buite in die mens ingaan hom onrein maak nie. Om nie onrein maak nie, omdat die liggaam, dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag. En hy sê wat die mens uitgaan, dit maak hom onrein. Dit wat hier uitkom, dis wat my onrein maak. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond, sê die skrif. En as ek in my hart onrein is, as ek in my hart in duisternis wandel, as ek in my hart dinge doen wat nie behaaglik voor die oë van die Here is nie, dan is dit wat uit my uitkom, dit is wat ek spreek, dit is waarmee my mond gaan oorloop, en dis wat my onrein maak. Met jou mond vervloek jy, dit maak jou onrein. Hy sê, moenie vervloek nie, ensovoorts. So dit is wat Jesus daar bedoel het, nee. Nou goed, hoe
word 'n mens rein? Hoe kan ek nou vir myself sê, okay, maar ek wil nou vrymoedigheid hê om in die heiligdom in te gaan, soos wat Paulus nou gesê het in Hebreërs 10, né? Ons het vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan. Hoekom het ons vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan? Omdat daar 3 goeders is wat ons reinig. En vir my om vir daai 3 goeders te kwalifiseer is 'n simpel eenvoudige ding. En as ek nie hierdie goeders doen nie, kan ek nie waarlik aanbid nie. Mense, ek vertel julle vanaand, jy gaan nie by die incense uitkom nie, en jy gaan nie by die wierookaltaar kan uitkom as jy nie gereinig is nie. Want jy kan net daar uitgekom het as jy rein verklaar is. Dis wat die skrif sê. Sê wat ek sê nie. En Paulus verwys hier na die tabernakel. Hy sê ons het vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan, na die troon toe. Na wat toe? Heel eerste na die wierookaltaar toe. Want ek moet gaan bid en ek moet gaan aanbid. Ek moet gaan prayer and worship doen by die altaar, die wierookaltaar, want dit is die wierook wat voor God 'n welriekende reuk het. En as dit nie aan die brand gesteek is deur die vuur van God nie, beteken dit soveel. Terug na Aaron se seuns. Dit wat hulle gedoen het, was gedoen met vreemde vuur, sê die skrif, en dit was wegwerplik voor God in so 'n mate, dat hulle beide gesterf het. On the spot. En daarom het hy gesê, moenie offers bring en vreemde vuur voor my aangesig bring nie. Laat jou aanbidding aan die brand gesteek word met die vure van die Heilige Gees. Daarom sê hy, ek sal Johannes staan in die rivier en hy sê, daar is die lam wat die sonde van die wêreld se wegneem. Hy sê, hy wat na my kom, ek doop julle met water, maar hy wat na my kom, gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Die vuur wat die ware aanbidding in jou gaan aan die brand steek. En dit help nie, ek doen dit met vreemde vuur nie. En hierdie is 'n waarskuwing. Mense wat dink jy kan goedsmoeds in gebed na die Here toe hardloop en net sommer net daar instorm en met vreemde vure voor God kom, soek jou eie ondergang. Ware aanbidding is heilig voor die oë van die Here. As jy nou gaan kyk na die wierookaltaar en wat hulle alles te sê het oor die wierookaltaar, en ek wil nie baie daaroor uitwy nie, julle kan dit self gaan nalees. Die wierookaltaar was vir God so heilig. Hy het gesê, dit is vir God allerheilig, die wierookaltaar. Daarom het hy gesê, net die vuur wat deur God aan die brand gesteek is, kan daai incense aan die brand steek. En daai incense is my gebede. Daarom sê die woord van die Here, die gebede in Openbaring. Nou maak die Openbaring sinnetjie vir jou baie sin. Want hy sê, dit is die gebede van wie? Die heiliges. Wat is die woord heilig? Rein. Selfe betekenis. Nee, dis die reines se gebede wat voor die aangesig van God kom. Hoekom is dit hulle gebede wat voor die aangesig van God kom? Want hulle was heeltemal geregtig om met vrymoedigheid in die heiligdom in te kom, en selfs in die allerheiligdom in te kom by die genadetroon van God, waar hulle nooit voorheen kon gekom het nie. Maar om by die genadetroon uit te kom, is jy eers by die wierookaltaar uitgekom het, en daar stil gestaan het. Die hoofpriester het ingegaan, maar voordat hy na die allerheiligste toe gegaan het, het hy eers by die wierookaltaar gaan staan, en die bloed wat hy ingevat het na die allerheiligste toe, aan die horings van die altaar gesmeer het, en gesprinkel het. Nee. So hy moes eers daar kom, met die bloed. Nou hierdie is openbaring, wat die Here weet, so ongelooflik is. Weet jy, die bloed van Jesus Christus reinig jou gebed. Die bloed van Jesus Christus, wat die volmaakte offer was, wat ingevat was in die heiligdom, en Jesus Christus het met sy eie bloed as hoofpriester voor die aangesig van die Here gaan verskyn, en God het dit aangeneem as die volmaakte offer vir die sonde van die wêreld. Daai bloed reinig my gebede. Daai bloed maak dat my gebed nie net 'n prewelgebedjie is nie. Daai bloed maak dat my gebed troonkamer toe gaan. Voor die aangesig van die Here kom. Hoekom? Want Christus se bloed heilig en reinig my gebed voor die aangesig van die Here.
En daarom kan iemand nie sê soos die duiwel of sy demone of wie ook al. O nee, maar jy kan bid tot dit blou word nie. Jou gebied gaan nêrens kom nie. Hallo, die bloed van Jesus Christus reinig my gebed. Maar hoe kom ek in die heiligdom in? Wat maak my rein? Nee, wie wat is so fantasties? Ek hoef nie te gaan bad nie. Ek hoef nie al my hare af te skeer nie. Ek hoef nie deur al die rituele te gaan nie. Want hoe ek rein word, is heeltemal eenvoudig. Daar's 3 goed wat my rein maak. En nie een van hulle is my eie toedoen nie. Die enigste deel van my wat van my verwag word is, word net een met my seun Jesus Christus, sê die Here. Nee. Want dan, as ek met Christus een is, dan kom alles, dan val alles in plek, want in hom is ons uitverkies as sy koninklike priesterdom. Dit maak my 'n priester. Dit maak my geregtig om in te stap in die heiligdom in, want nou is ek in die eerste plek in die regte ampt. Woord van die Here sê ons is almal 'n heilige priesterdom. Nee. Ek dink dit is in Petrus, ek sal daarby kom. Nee. Nou goed. 1 Petrus 1:15. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig want ek is heilig. Daar haal hy Jesus Christus aan. Nee. Goed. Die eerste ding wat my reinig, is die woord. Nou backspace. Voordat ek in die heiligdom kan ingaan, kom ek eers by die koperwaskom uit. Die koperwaskom is die versinnebeelding van die woord, wat die spieël is waarin ek myself moet kan sien. As ek die woord van God vat en ek lees die woord van God en ek sien myself nie in die woord van God nie, dan het ek 'n probleem. Want dan is daar dinge wat vir my sê, hoor hierso, jy het dinge wat jy moet regmaak, jy dinge wat jy moet aflê, jy dinge wat jy moet doen, sodat jy jouself kan sien as iemand wat gereinig is. Onthou nou die doel van daai koperwaskom, né? Hier kom hulle nou word daar 'n offer gebring, bloed vloei, die offer word op die bloed spat teen hulle vas in hulle hande, en dan het hulle gekom en dan het hulle na die koperwaskom toe gekom waar hulle self gereinig het, waar hulle dit afgewas het en waar hulle kon sien, is hulle skoon, is hulle rein. En dis die woord. Dis die woord. As ek in die woord kyk en ek sien, maar hierdie woord sê dit en ek weet my lewe is nie in lyn daarmee nie, dan weet ek. Maar hier is goeders wat ek moet neerlê. Ek moet na die Here toe gaan en sê, Here, vergewe my. Ek lewe nie volgens jou woord hier nie. Ek is af van die pad af. En dan sien ek myself in die woord. Want God, hoor wat sê Jesus Christus in Johannes 1. Hy sê in Johannes 1, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Alle dinge het deur hom ontstaan. En dan kom hy in 1 Johannes 14 en dan sê hy, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, dis Jesus Christus. En dan kom Jesus self, hierdie woord, wat lewendig geword het en mens geword het. En dan kom hy in Johannes 15, aan die nagmaaltafel, aan die Pasga ete. En dan sê hy vir hulle in Johannes 15 vers 3, julle is alreeds rein, deur die woord wat ek met julle gespreek het. Nee. Die woord van die Here reinig ons. En dis hoekom ek myself kan meet in die woord. Johannes 15:4, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra op homself nie, as hy nie in die wynstok bly nie. So kan julle ook as julle nie in my bly. Nee. Jesus sê, die vereiste vir die reinheid wat ek met julle gespreek het, wat julle reeds gereinig het, kry julle as julle in my bly. That's die enigste ding wat ek moet doen. Here Jesus, ag maak my asseblief een met U. Net soos wat Jesus Christus bid in Johannes 17 en sê, Here, maak tog my disippels met my een. Ek bid dat hulle met my een sal wees, soos wat ek met U een is. Die eenheid met Jesus Christus, die vereenselwing met Jesus Christus as my verlosser en saligmaker, is die ene wat deur die woord vir my die reinheid bring. Alles wat die Here Jesus gesê het, né? Kom dan in vervulling in my lewe en ek word deur Christus se woord gereinig. Nee. Efesiërs 5:25, manne,
Julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, soos hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Woord het ons gewas, die woord het ons gereinig. Hoe meer ek die woord lees en hoe meer dit in my hart begin vrug dra, hoe meer laat dit my in reinheid wandel voor die aangesig van die Here en welbehaaglik voor God wandel. 5:27, sodat hy die gemeente voor hom kan stel verheerlik sonder vlek of rimpel. So, wat gebeur met die sonnetjies wat ek doen, of die dinge, die ongeregtighede wat ek doen, wat daagliks my pad langs kom, wat hy so maklik ombring, so wie die skrif sê? Hy sê, as julle dan in die lig wandel, soos wat ek in die lig is, reinig die bloed van Jesus Christus julle voortdurend van julle sonde en ongeregtighede. Nee, dit bring my by die tweede ding wat my reinig. Die bloed. Wanneer het die bloed van Jesus Christus my gereinig? Lang voor my geboorte. Toe Jesus Christus daai bloed op Golgotha gestort het daai bloed al my verlede, hede en toekomstige sondes weggewas. Nee. Ons het altyd jy weet, ons sing nie meer die ou liede nie, want ons is mos nou in 'n nuwe era. Maar ek is nou jammer, pardon me, maar ek wil nie my ouderdom verklap nie, maar ek hou van die ou liedjies. Nee. Is jy rein deur die bloed, deur die kosbare bloed van die lam? Is jou klere vlekloos soos die sneeu so wit, deur die kosbare bloed van die lam? Dis goed wat kragtig is, wat salwing dra, wat presies sê wat die woord sê. Maar ons sing dit nie meer nie, want weet jy wat? Nee, ons moet nou maar gaan kyk wat doen die manne wat net daar op die verhoor rondspring onder die ligte wat flikker. Vergewe my, ek hou daarvan ook. Maar as 'n ding salwing dra, dan draai salwing. Nou die bloed van die lam reinig. En dit is die bloed wat hy sê, daar is nooit reiniging sonder bloedvergieting nie. En Jesus Christus het sy bloed gegee sodat ons rein kan wees. 1 Johannes 1:9, en as ons sonde bely is getrou en regverdig om ons van ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nee, Hebreërs 9:14. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke en die lewe om die lewende God te dien. Nee. Openbaring 7:14, en ek sê vir hom, my Heer, u weet dit, en hy sê vir my, dit is hulle. Hy vra vir hulle, wie is hierdie groot skare? En hy sê, dit is hulle, wat uit die verdrukking kom, wat gedoen het, en hulle klere gewas het, en hulle klere wit gemaak het in die bloed van die lam. So die bloed van Jesus reinig ons. Nee, dis hoekom ons daai ander koortjies gesing het van daar is krag in die bloed. Nee. Goed, die derde ding, die Gees. Esdra 36:24, as ek by die Ou Testament kan begin, dan sal ek skoon water oor julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en al julle drekgode sal ek julle van reinig. Nee, en hy praat hier van water, wat versinne beeld is met die water van die lewe en wat versinne beeld is van die Gees. Hy sê, want ek sal strome van lewende water uit julle binnes laat vloei. Wanneer? Wanneer die Heilige Gees julle oordek het en julle gedoop is met die Heilige Gees. Nou, as jy iemand doop met water, dan druk jy vir hom onder die water en dan sy hele lyf toet en tal onder die water is. Jy gooi nie net 3 druppeltjies op sy kop nie. Net so met die Heilige Gees. As jy gedoop word met die Heilige Gees, word jy totaal en al onder die Heilige Gees ingedruk. Nou weet jy wat? Die kragtige dade wat gepleeg was in die Bybel, as ons kyk na mense so Samson ensovoorts, né? En Elia en Elisa, wat dooies opgewek het. Dis ouens wat kragtig vir die Here opgetree het wanneer wat gebeur het, wanneer die Heilige Gees net op hulle gekom het. Ons is gedoop, ons is heeltemal onder die Heilige Gees ingedruk. Hy's in ons, rondom ons, oor ons, bo ons, onder ons, net soos wat daai koortjie in die sonnaskool gesing is, né? Ek gaan nie net daai koortjie ook sing nie, ons het nie genoeg tyd daarvoor nie. En maybe gaan ek nie met sy versie onthou nie. Okay?
Hoor wat sê Esdra 36:27, en ek sal my gees in julle binneste gee. Dis Ou Testament. En sal maak dat julle in my insettinge wandel en my veronderinge onderhou en sal doen. Weet jy wat? Ek hoef nie hard te probeer om vir die Here te lewe nie. Die Gees van die Here sal maak dat ek dit doen. As ek gevul is met die Heilige Gees, gaan die Heilige Gees eenvoudig sorg dat ek wandel soos wat God wil hê ek moet wandel. Nee. Psalm 143 vers 10. Leer my om u welbehae te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my lei op 'n gelyk pad. Matteus 3:12. En hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy in die onuitblusbare vuur verbrand. Skoonmaak, reiniging. Dis Jesus Christus wat hier reinig. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom met die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Titus 3 vers 4, maar toe die goedertierendheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van wedergeboorte en die vernuwing van die Heilige Gees. The Holy Spirit. OK, Titus 3 vers 6, wat hy ryklik uitgestort op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop op die nuwe lewe of die ewige lewe. Nou wat ek vir julle sê is die volgende. Ek word deur die woord, die bloed en die gees geestelik gereinig. Ek het nie meer nodig om deur die reinigingsprosesse van die ou priesters en hulle rituele te gaan om gereinig te wees sodat ek in die teenwoordigheid van God kan wees nie. Ek kan elke oomblik van die dag in die teenwoordigheid van God wandel, want die woord, die gees en die bloed reinig my elke oomblik van die dag. En nou kom Paulus en hy sê dit is nie iets wat ons verdien nie. Geen werk wat 'n mens kan doen kan dit verdien nie. Dis 'n gawe van God. Hy sê dit is 'n geskenk van God af. Al wat dit van my vereis is, ek moet sê, Here, ek lewe nie meer nie, Christus lewe in my. Ek het myself neergelê, ek het myself aan hom oorgegee, ek het gesê, Here Jesus, I surrender all. Ek gee jou my al en al. Ek lewe nie meer nie, ek neem my kruis op en ek volg jou. Verloon myself. Verloon beteken om te ontsê en te ontken. En al wat dit beteken is ek ontken myself. Nou ek wil net vir julle net een verhaaltjie vertel, terwyl ons nou gepraat het van die altaar, en dan gaan ek 2 minute oor die altaar gesels, weer ook altaar, en dan gaan julle verstaan waaroor dit vir my gegaan het hier. As ek werklik ware aanbidder wil wees, as ek werklik waar God wil aanbid, soos wat Jesus Christus vir die vrou by die put gesê het, en gesê het, weet jy wat, julle gaan nie meer in die tempel in Jerusalem aanbid nie, julle gaan ook nie hier op hierdie berg aanbid nie, want in die laaste dae soek God aanbidders wat hom in gees en in waarheid gaan aanbid. Nee? En om God in gees en waarheid te aanbid, moet ek in die heiligdom kan ingaan. En moet ek by die wierook altaar kan uitkom. En al hoe ek dit kan doen is, as ek deur die bloed, die gees en die woord gereinig is. En dis nie iets wat ek doen nie. Jesus Christus sê, julle is al reeds gereinig deur die woord, wat ek gespreek het. Klaar. Finish. So duiwel moet nie vir my kom vertel, ek kan nie met vrymoedigheid na God se troon toe gaan nie. Ek kan. Want hy het my deur sy woord reeds gereinig. Want ek wandel in daai woord. Ek het daai woord gevat en ek het my eie gemaak en ek sê, Here, ek is jou disipel, ek is jou leerling, ek wandel volgens wat jy vir my sê om te wandel, ek volg in jou voetspore. En dan die Heilige Gees wat my leer en my lei in al die waarheid, en wat my reinig, en wat my verseël vir die laaste dag. En dan ook die bloed van Jesus Christus wat hy sê, reinig ons voortdurend. Daarom sê Paulus, ouens, ons kan met vrymoedigheid na die troon toe gaan. Ek kan met vrymoedigheid nou gaan, en ek kan gaan bid, en ek kan gaan aanbid.
Want voordat ek in die heiligdom wil uitkom, in die allerheiligste, by die genadetroon van God, moet ek eers by die gebedsaltaar verbykom. Moet ek eers by die wierookaltaar verbykom. Moet ek eers by die wierookaltaar gaan stilstaan en sê, Here, ek wil jou aanbid nie met 'n vuur wat ek aan die brand gesteek het nie. Ek wil jou nie bid met 'n vals motief nie. Ek wil nie maak of ek godsdienstig is nie. Ek wil hê jy met die vuur van die Heilige Gees in my binneste aan die brand steek, met die vuur wat God aan die brand gesteek het op die altaar waarmee hy my bloed my brandoffer geaanvaar het, my offer Jesus Christus, die eenmalige offer aanvaar het vir my sonde. Daai selfe vuur moet in my gebedslewe aanwesig wees. Daai selfe vuur moet my gebede aan die brand steek, moet my gebede aktiveer, moet my gebede na God toe stuur. En dis nie ek nie, dis die bloed van Jesus Christus. Dis die Gees en dit is die woord wat my gebede moet dryf. Nee, en dis die vuur wat in my hart moet brand. Dis die vuur waarmee die woord van die Here sê, en hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Here, asseblief steek hierdie vuur in my aan die brand. Laat hierdie vuur in my binneste brand, dat hierdie vuur brand, dat my gebede voor die aangesig kan kom, aangevuur deur die vuur van God wat in my binneste brand. En ek het die vrymoedigheid om dit te gaan doen, want Jesus Christus het aan die kruis gesterf. En dit is nie net so maklik nie. Ek kan nie nou net hier so rond, daar's baie mense, die Here Jesus Christus sê, dis nie almal wat sê Here, Here, wat ingaan nie. Nou al wat dit vir my sê, as ek dit moet opsom, is dis nie almal wat na die Here toe kom en sê Here, Here nie. Dis nie almal wat kom bid, wie se gebede verhoor gaan word nie. Dis nie almal wat kom sê Here, Here, wat eers naby God se troon gaan uitkom nie. Want daai God gaan omdraai en sê, maar ek ken jou nie. Want ek het nie 'n lewende verhouding met jou nie. Jy's nie in my seun nie, en my seun is nie in jou nie, en as julle nie in mekaar is nie, is ek nie deel van julle nie, en ken ek jou nie. Hey? Exactly. So, al wat ek vir julle sê is, al wat dit van my verlang is om te sê, Here, maak my een met jou seun, maak my een met hierdie woord, laat hierdie woord my deurdrink, dat ek hierdie woord eet, slaap, ek moet hom kan resiteer, ek moet hom in my hart bære. Ek gaan hom nie daar bære nie. Ek hoef nie elke dag te sit en 10 versies te probeer memoriseer nie. Al wat ek moet sê is, Heilige Gees, skryf dit op my hart. Hy sê, ek sal my wet op julle harte graveer. Hy doen dit ook nog vir ons. En ewe skielik pop 'n versie by jou op en jy kan nie onthou waar het jy dit gelees nie, maar jy weet, dit staan in die woord van die Here. Weet jy wat, die Heilige Gees is besig om jou te herinner aan alles wat hy gesê het. En nou kom 'n ding in 'n gebed op en jy bid en jy sê, Here, ek sit met hierdie probleem en onmiddellik sê die Heilige Gees vir jou, die woord van die Here sê, as jy in jou benoudheid tot hom roep, sal hy hoor en hy sal in sy hemel hoor en hy sal sy arm wat nie te kort is nie uitsteek en hy sal jou uitred. Maak nie saak wat dit is nie. Ons het vroeër vanaand het ek gepraat met Hailey, haar ma met ligwegontsteking. Ons gaan daai ligwegontsteking wegbid vanaand. Wie hoekom? Want die woord van die Here sê ons kan. Want ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. Deur gebed, deur aanbidding, in sy heiligdom en voor sy genade troon en ons kan daar aangesig tot aangesig met die Here verkeer in die Gees. En ons kan daar voor sy genade troon verskyn en sê, Here, wees ons genadig. Wees ons barmhartig. Help ons. Ons het U nodig. Nee. Ek wil nog met julle praat en ek gaan nou net hier so stop. Ek wil nog met julle praat oor die gebedsmodel van die ou van waar Jesus Christus sê wat ons nou praat van die Onse Vader. Nee? Net daai stukkie aan die begin wat sê laat U naam geheilig word. En dis hoe my gebed begin. Ek kom na die Here toe. My gebed hier begin, ek kom in die poorte in en ek kom bring my offers. En dan nadat ek my offers gebring het, gaan kyk ek of ek in die woord voldoen voordat ek in die heiligdom kan ingaan. Nee. Nou watter offers moet ons bring? Hy sê is die offer wat ek nie wil hê die lof van jou lippe nie.
Hy sê, is die offers wat ek nie van julle wil hê dankbaarheid nie. Is die offers wat ek nie wil hê nie, is dat julle moet goed doen aan ander mense nie. Dit is die offers wat vir God welbehaaglik is. En dan kom hy en dan sê hy, gehoorsaamheid aan God, dit is 'n welbehaaglike offer vir God. Dis 'n geestelike offer. So ek gaan eers daai offers na hom toe bring en dan gaan ek kyk in die skrif, voldoen ek aan die vereistes van die skrif en dan kan ek deurbeweeg en ek voldoen. Want die woord van die Here sê vir my, ek het jou wederbaar. Ek het my Heilige Gees vir jou gegee. Ek het jou gevul met my Heilige Gees. Die Heilige Gees het jou verseël. Ek het in die week gepraat, ek dink ek was met Janiek wat ek gepraat het oor, hy sê die Heilige Gees is die onderpand van ons heil. Nou dit is waar ons pand en verpand reg in Suid-Afrika vandaan kom, wat van die Romeine afkom en van die Bybelse tyd afkom. Wanneer ek na iemand gegaan het en ek het by hom geld geleen, dan het hy gesê, geef my 'n pand wat ek kan hou. En dan as jy my kom terugbetaal, dan gee ek jou pand terug. En baie kere het die mense niks anders as hulle klere gehad nie, en dan het hy gesê, okay, ek vat jou onderpand. Ek steel nie jou baadjie wat iewester kan neergesit word nie, ek vat jou onderpand, so almal weet, daai onderpand moes jy vir my gegee het, want jy moes homself uitgetrek het, want dis nie boklere nie. En dan is daai onderpand gegee as die pand, en dan het die woord van die Here gesê, en as daai ook terugkom en hy kom betaal sy skuld, dan moet jy sy kleed vir hom teruggee. Anders dan gaan hy mos nou koud kry. Nee. En dit is wat die Heilige Gees is. Hy is die onderpand. Hy is die bewys dat daar 'n transaksie plaasgevind het. Hy is die onderpand. Hy is vir ons gegee, sodat ons kan sê, hier het ek 'n pand. Nee. En dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. As ek werklik 'n ware aanbidder voor die aangesig van die Here wil wees, moet ek sorg dat ek my wierookaltaar in plek het. En my wierookaltaar aangevuur word, my gebede en my aanbidding wat voor die Here kom, op 'n heilige altaar is. Daai altaar was so heilig dat die Here gesê het, niemand mag ooit hierdie resep van hierdie wierook namaak nie. En as iemand dit doen, moet hy afgesny word van sy volksgenote. Dan kom hy ook en hy sê, op hierdie altaar mag julle nooit brandoffers bring nie, julle mag nooit voedseloffers bring nie, julle mag nooit spyseoffers bring nie, en julle mag nooit enige ander offer op hierdie altaar bring nie. Op hierdie altaar word daar net wierook geoffer. Dis die gebedsaltaar. Dis waar my gebede aan God geoffer word. Dis waar ek na die Here toe gaan en sy aangesig aanroep. Nee. En dan sal daai gebed werklik waar soos die wierook voor die aangesig van die Here verskyn. OK. So ek hoop dit het vir julle sin gemaak. Ek het 'n bietjie onsamehangend gespreek of gepraat want ek meen so tussen al die dinge deur wat gebeur het ek geprobeer om hierdie goeders 'n bietjie meer kronologies agter mekaar te kry, maar dit wat ek vir julle wil sê is, God het ons reeds rein verklaar, sodat ons in sy heiligdom kan inkom, sodat ons werklik kan ware aanbidders word, en ware aanbidding doen, en dat ons gebede kragtig kan wees voor sy aangesig, omdat dit aangevuur word met die vuur van die Heilige Gees, die vuur van God. En dit is in 'n netedop waaroor dit gaan. So wanneer jy ooit weer jou knie buig om te bid, en enige iets wil vir jou sê, of enige iemand wil vir jou sê, of enige gewete wil jou aankla en vir jou sê, sorry, maar jy kan nie, dan sê jy vir hom, hoorie so, sorry, ek het vrymoedigheid by God, deur Jesus Christus en sy bloed en die Heilige Gees, en die woord van God, om in sy teenwoordigheid in te kom, en in sy heiligdom in te kom, om te doen wat daar van my verwag word om te doen. OK. Het sin gemaak. OK. En net een, ek wil nog net dit sê. Gou vinnige storieetjie. Koning Usia. Hy word koning, sy pa gaan dood en hy word die koning en hy is 16 jaar oud toe hy die koning word. En die woord van die Here sê, en hy het alles gedoen wat reg is in die oë van die Here soos sy vader. En hy het 'n kragtige koning geword en hy het groot veldslaaf vir Juda bereik en hy het
Hy was 'n wonderlike koning. Totdat hy eendag gedink het, ek is die kat se snor. Die woord van die Here sê, en hy het ingestap met die wierook in die tabernakel in, om die wierookoffer te gaan bring. En die priesters het vir hom gesê, moenie dit doen nie, jy is nie geoorloof om dit te doen nie. En hy het gedink, ek is so 'n cool ou, ek is so 'n wonderlike pligsgetroue koning, kyk hoe die Here my geseën, en hoe het hy vir my een oorwinning na die volgende oorwinning gegee. En toe hy sy hande uitsteek om daai wierook op die altaar te sit, toe tref God hom met belaatsheid. En in een oomblik is hy onrein. En hulle het hom uit daai tempel uit gesleep, en hom uit die heiligdom uit verwyder, want niks wat onrein is mag daar ingekom het nie. Nee. En dit is een ding. Don't ever think dat jy in jou eie reg die reg het om sommer net goedsmoeds voor die troon van God te verskyn. Wees altyd gedag daarop dat dit werklik waar die bloed en die krag van Jesus Christus is wat ons gereinig het om dit te kan doen. En dat ons vrymoedigheid gekoppel is aan die prys wat Christus betaal het. Ek kan nie net dink ek is geregtig om te doen wat ek wil nie. 'n Mens moet baie versigtig wees wanneer jy met God se dinge werk. Ja, dis ook waar hulle sê goeie intensies. Jy kan al goeie intensies hê, maar as dit nie in God se wil is nie, gaan dit nie werk nie. Sou hulle dieselfde sonde gepleeg? Sou hulle wag vir Samuel om 'n offer te kom bring voordat hulle in die oorlog ingaan, en Samuel talm en Saul besluit, ek wag nie langer vir hierdie priester nie, ek doen dit so myself. En hy trek weg en hy doen dit self, en daar kom Samuel aan en hy sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Dieselfde ding, as julle nou die nuwe vertaling, die 83 vertaling gaan lees oor koning Uzia in 2 Kronieke, dan sê julle sien, die woord van die Here sê, en hy het daar ingekom en hy het in homself groot geword. En dan sê daai selfde sinnetjie, en dit was die begin van sy einde. Pride en die gevoel van I'm entitled to. Don't ever think you're entitled. Kom laat ons met vrees en bewing God se aangesig nader. Hy's 'n heilige God en hy wil hê ons moet heilig wees soos wat hy heilig is. OK. Fluit, my storie vir vanaand is uit. OK,